Dag julle en welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Hallo pappa. Julle my kind. Welkom. Ons gaan hierdie week gesels oor die wonderwerke in die Nuwe Testament. Ja, uiteindelik. Want die vorige keer, ek kan nie sê vorige week, die vorige keer het ons gesels oor die wonderwerke in die Ou Testament. Ja, maar hierdie keer is dit nie heeltemal altyd my skuld nie. Ek meen jy was selfs Appington toe Ja, en ek was 'n bietjie weg. amper sê ek Prieska, wat se Springbok. toe en daai goedes. Ja. So ek was 'n bietjie landuit. Dit voel so dis baie ver. Ja. Maar ja, okay, so welkom terug. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die wonderwerke in die Nuwe Testament en kyk wat het daar gebeur. Ja, ja. Ek dink die eerste wonderwerk is in elk geval die geboorte van Jesus. Ja, Die maagdelike geboorte van Jesus. ja. Want dit is Interessant. onmoontlik. Ja, menslik is dit absoluut onmoontlik. Dat daar geen man en vrou betrokke was nie. Right? Maar okay, ons weet nou dit is God, maar dit is 'n wonderwerk nog Ja, steeds. Jy verstaan? Definitief, ja. In Matteus 1 vers 18 en dan 21 en 23. Okay. 21 tot 23. Ja, Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ja, hy haal natuurlik daar Jesaja 7 vers 14 aan. Maar het jy nou mooi gehoor daarso? Nog voordat hulle by mekaar was, is hy swanger. Ja, Right. Nie uit 'n mens uit nie, nie uit 'n man uit nie. 'n Maagdelike geboorte. Met ander woorde, sy was nog 'n maagd gewees toe die kind gebore is. ja, Dis 'n wonderwerk op sy eie. ja. Right. Jy kan seker maar Lukas 1 vers 30 tot 35 lees as jy wil. Dit is maar dieselfde storie. Okay. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Jy sien, God het nie man of vrou nodig om te skep nie. Ja, As jy dit so vat, né? ja, Nou, Jesus, as ons nou praat van wonderwerke, hy het baie blindes, malaatses, verlamdes, dowes, stommes. Hy werk deur al die evangelies wat jy lees, het hy mense genees in daai goeters. So daar is ongelooflik baie. Miskien gaan ek alles kan noem, miskien nie alles kan noem nie. En as ek een uitlaat, vergewe my. Right? So, maar gaan vir my na Matteus 15 vers 30, 31. En ondertussen kom daar groot menigtes na hom met krepeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle. En hulle het die by die voete van Jesus neergesit en hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, krepeles loop en blindes sien. En hulle het die God van Israel verheerlik. Sien, daar noem hulle dit nie oor die algemeen, blindes, krepeles, gebreklikes, blip, bla bla bla. Hulle noem nie elkeen sy eie omstandighede nie, want dit is baie. Ja, dat is baie. Jesus het nie net die paar wat jy van lees gesond gemaak nie. Hy het baie gesond gemaak. Johannes 21 vers 25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Ja. So baie dinge het hy gedoen. Ja.
Hy is van mening dat nee, daar is nie genoeg ink en papier om alles neer te skryf wat Jesus in daai 3,5 jaar van sy lewe gedoen het nie. So met ander woorde, Jesus was besig. Ja. Right? Nie al Jesus se wonderwerke is beskryf in die Bybel nie. As 'n mens kan glo dat die profete van ouds werklik was, en ek meen, Elia het een ou opgewek uit die dood, Elisa het een ou opgewek uit die dood, jy sal lees dat Jesus 3, en ons praat nie eens van al die ander dinge wat Jesus gedoen het nie. Right. Nou, as 'n mens kan glo dat die profete van ouds werklik was, gebaseer op wat hulle gesê en gedoen het, hoeveel te meer dan 'n Jesus nie? Bitter min mense hoor ek redeneer of Moses bestaan het, of Elia bestaan het, of Elisa bestaan het. Jesus het soveel meer gedoen, en tog is daar mense, né? Wat is die dom? Ja. Right, maar kom ons gaan nou 'n paar in wat hy gedoen het, wat hulle beskryf het. Petrus is skoonma, right, wat hy van koors genees het. Markus 1 vers 30, 31. En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors, en dadelik het hulle hom van haar gesê. Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. Jy moet daai versie baie stadig en baie mooi lees vir jouself. Jesus kom, hulle vertel hom, Petrus sê dalk hom, my skoonma is siek. Wat doen Jesus? Hy gaan net op. Vat net haar hand en sy is gesond. Net daai aanraking. Net daai aanraking. Ons dink baie keer daar's allerlei rituele en woorde en goeders wat moet gespreek word. Dit is nie altyd so nie. Dit gaan oor geloof. Dit gaan oor geloof. En natuurlik. En die krag van God. Die krag van God. En natuurlik, Jesus het die geloof, want hy is self God. Hy weet wie hy is. Hy weet wat hy kan doen. Ja, hy weet wat hy kan doen. Maar net so moet ek en jy ook in daardie geloof optree. Ja. Nie geloof in jouself nie. Ja. Ons twyfel altyd in onsself. Kan ek dit mag? Is ek goed genoeg? Bla bla bla. Ons doen dit. Maar dit gaan nie oor my en jou nie. Die Bybel sê self, ons sal soveel meer doen as wat Jesus self gedoen het. Ja, dit gaan oor geloof. Wie doen dit in elk geval? Dis nie ek wat dit doen. Nee, ons is net die instrument wat dit uitvoer. Ja. Maar dis God se krag en God se werke. Ja. En as ons by daai punt kom, dan is dit easy. Want dit gaan nie oor 'n show nie. Dit gaan nie oor my naam nie. Dit het niks met my te doen. Ja, dis die ding. Dit gaan nie oor 'n ritueel nie. Jy moet 3 keer op en af spring, 4 keer in 'n rond te draai. Dit gaan oor niks. Ja. Dit gaan oor God. Hy is. En as jy dit weet, kan jy. Maar baie mense kry ook groot kop daar uit en sê, "O, kyk hoeveel kan ek doen?" En dis nie die regte inset om daarin te gaan nie. Ja. Die volgende enetjie is die vrou met die bloedvloeiing. Markus 5 vers 28 en 29 was ek nou vir 'n oombliekie dom. Ja, want die ding is, hierdie was oor haar geloof wat so sterk was. Ja. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. So sy het dit gespreek en sy het dit geglo, dit wat sy gesê het. En let wel nou weer hierso. Dis nie een of ander gebed nie. Right? Dis nie die een of ander ritueel nie. Hierdie keer is dit nie Jesus wat haar aanraak of die profeet wat haar aanraak. Hierdie keer is dit uit haar geloof soos jy sê, wat sy hom aanraak. En dit gaan in elk geval op die einde van die dag oor die opregtheid van die hart. Ja. Want God ken die betekenis en die bedoeling van die hart. En op daai oomblik was sy so desperaat opreg gewees. As ek net aan sy kleed kan raak, so groot was haar geloof, sal ek gesond word. En God gesê, wel, laat dit dan nou so vir jou wees. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Ja, dis my Markus 6 vers 56 ook. En waar hy ook al ingegaan het, in dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was op die markpleine neergesit en hom gesmeek om
al was dit maar die soem van sy kleed aan te raak, en almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Ja, sy is net een voorbeeld. Sien, wanneer ons lees, dit ding ons van haar, en ons preek so lekker van haar en daai goeters. Maar sy was nie die enigste een nie. En sy is ook nie die enigste een wat het geprobeer het nie, en sy is ook nie die enigste een wat gesond geword het nie. Hulle was almal desperaat genoeg om in totale afhanklikheid te weet, ek het niks en kan niks anders te meer nie. En God het die hart raak gesien van honderde mense, wat nou nie in die Bybel geskrywe is nie. Ons het te min boeke, daai tyd gehad. Vandag, computer kan baie vat. Ja, nee. Right. Volgende, dis die eerste opstanding uit die doodheid, die Nuwe Testament. Maar, die eerste, die tweede, die derde, gaan ons sommer almal, ek dink ek moet sommer almal doen. Right? Want onthou, ons het al 2 gehad. Elisa het iemand en Elia voor hom. Het 'n weduwee en 'n weduwee se seun. Right. Hier is 'n dogtertjie. Die weduwee van Nain se seun en Lazarus. Markus 5 vers 39-41. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita Kumi. Wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Ja, Talita Kumi. Right. Goed, dit was die dogtertjie van Jairus gewees, die weduwee van Nain se seun, Lukas 7 vers 13 en voorts. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie, en hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil, en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op, en die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. Right. Nog 'n kind. Dis nou, wat is dit? Ons derde en ons vierde persoon, die eerste 2, dis ons derde en ons vierde persoon, wat gesond gemaak is. Almal kinders. Né? Miskien is daar iets te doen met onskuld, né? Right. Die volgende een is natuurlik Lazarus, maar ons hoef nie 'n versie daarop te sit nie, want ons almal ken die verhaal van Lazarus. Dit is ook 'n oorbekende verhaal van Lazarus. So hier het ons nou die derde, die vierde en die vyfde persone wat in die Bybel uit die doodheid opgewek is. En almal tot dusver, behalwe nou Lazarus, was kinders gewees. Interessant, né? Mense so fyn daarna oplet. Right. Die man met die verdorde hand, Markus 3 vers 5. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het en tergelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. Nee. Wat nogal vir my hier opvallend is, jy sal dit 'n paar keer kry in die Bybel, wat hy mense genees. Dit was 'n Sabbat gewees. Die dag waar jy niks mag doen nie. Ja. Jy mag nie werk nie, jy mag nie, kyk, jy mag nie eens 'n ding optel. Jy mag, daai wette van hulle is vreeslik. Ja. Right? En elke keer op 'n Sabbat maak Jesus iemand gesond. En hy het baie goeie redenasies al vir hulle gegee daaroor, maar as jy blind en doof is jy blind en doof. Dit is nou maar so. En dit was nou altyd heeltemal iets strydig met die geloof gewees, né? Bietjie natuurwonderwerke wat Jesus gedoen het. Water en wyn. Daai ene wil ek nog doen. Ja, ek soek daai. Ja, daai ene wil ek nog doen. Johannes 2 vers 7 tot 11. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hul tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, het hy nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het,
dan die slegtes, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Ja. Ja. En ek wil sê, dis regte egte wyn. Moenie laat mense vir jou vertel dit was druiwesap nie. Jy moet asseblief die Grieks gaan lees. Right? Dit was gefermenteerde. Met ander woorde, dit het gegis. Right. In 'n geval is daai hoofdienaar wat daar so praat met die bruidegom, is in nou wel 'n getuie dat dit regte wyn is. Want hy sê, gewoonlik sit hulle eers die goeie wyn voor, en as die mense lekker gesyp is, die wat bietjie slegter praat. Maar, die beste wyn vir laaste gehou. Cheers. Right. Dit was regte wyn wat Jesus gemaak het. Nog 'n wonder in die natuur, die storm wat hy op die see stil gemaak het, Markus 4 vers 37-39. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter in die skei aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Hy maak die see stil, hy maak wind stil. Dit sê vir jou een ding. Hy is nie net van die begin af deel van die skepingsproses nie. Hy is in beheer van sy hele skepping. Klaar. God is in beheer. Daar's geen twyfel daarin nie. Ja. Nog ene, maar die een wil ek nie doen nie. Ek het nog nie geleer swem nie. Op my ou dag nie. Op water loop, nee. Miskien het ek en Petrus dieselfde name. Vir 'n rede. Ja, Sefas. Dis die Aramees vir klip. Jy gaan sink. Ja. Wat Petra in Grieks is, en soos hy vertaal in verskillende tale. Pieter, Pedra, Pedro, allerlei goeters. Petrus in Nederlands, wat ook al. Daar gaan ek nou weer in 'n ander rigting aan, skus. Kom ons gaan na Matteus 14 vers 28 en 29 toe. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Ja. Maar jy weet net wat daarna gebeur het, né? Ja, hy het begin twyfel. En toe val hy. Toe sink hy. Toe sink hy, Soos 'n ja. klip. Ja, soos hy klip. Soos sy naam sê, né? Sefas. Sefas het klip het gesink. Wat leer ons uit hierdie stukkie uit? Vrees beperk ons geweldig wanneer dit by geloofslewe kom. Nie net ongeloof nie. Nie net, alhoewel vrees en ongeloof gaan saam, maar vrees. Ek dink op daai oomblik was dit so groot, die ongeloof nie, want Jesus was daar. En hy het op die water geloop. Die geloof was daar, dat dit is die vrees gewees. Ek nogal gehou van wat die pastoor vandag ook gesê het in die kerk, is dat jy kan nie geloof hê en in beheer wees op dieselfde tyd nie. Nee. Want om geloof te hê is jy los en gee oor aan God. Dat Jy kan nie, ja. En ons wil altyd in beheer wees. Veral ons wees 'n karakter. Ja. Is 'n karakter van I'm in control, I want to be in control. Ja. Maar geloof is 'n verskriklike moeilike ding om daai jy kan nie kontroleer. Right. Die 4000 en die 5000 mense wat Jesus gevoed het met brood. Ja. Right. Matteus 14 vers 17 tot 21 is die 5000 en dan Matteus 15 vanaf vers 36 af is die 4000. Lees gou vir ons. Okay, Matteus 14 vers 17 tot 21. Maar hulle antwoord hom: Ons het hier net 5 brode en 2 visse, en hy sê: Bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode opgebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brosstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het,
buiten die vroue en kinders. Ja, buiten die vroue en kinders. Ek dink ons hoef die ander ene ook te lees nie, ons weet wat daar aangaan en daar gedoen. Maar net soos in die geval van Elisa, was daar oor genoeg om van te eet. Ja. Wanneer God voorsien, Voorsien nou nie net genoeg op die per nippe ongeluk nie. net so 'n bietjie, jy het nog so 'n kolletjie wat oop is nie. Daar's 'n oorskot, daar's Ja. genoeg. God sorg vir alles. Wonderbaarlike visvang kere wat die vissermanne gehad het. Weereens nie net genoeg visies nie om vandag maar toe te vat nie. Right, Johannes 21 vers 5 en 6 en dan Lukas 5 vers 4 tot 6. Johannes 21 vers 5 tot 6 en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om te trek nie. Lukas 5 vers 4 tot 6. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Net soos met die vermeerdering van die brood, verskaf God hier ook meer as wat nodig is. Maar ook sy geloof, want hy het gesê, hulle het niks gevang, hulle het hard gewerk die hele nag, maar op u woord sal ek gaan. Ja, omdat u dit sê. Ja. Ja. Die laaste ene oor natuur, wat ek wil uitwys, die vyeboom wat verdroog het. Matteus 21 vers 18 tot 19. En vroeg in die môre toe hy teruggaan na die stad, het hy honger gehad, en hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe. Maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen, en hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie, en onmiddellik het die vyeboom verdroog. Weereens, kyk hoe in beheer is hy. Ja. En nou wat jy daar kan leer, wanneer God iets sê, gebeur dit. Dadelik. Klaar. Ja, wel, dit hoef nou nie noodwendig dadelik te gebeur nie, maar dit gebeur. Dit gebeur, klaar. Right. Daai vyeboom kan maar suig aan daai water daaronder. Sal nie werk nie. Right. God het gesê, klaar. Nou begin met hy het ook baie keer met demone te doen gehad en daar's 'n hele paar voorbeelde, maar ek gaan nou nie almal van hulle vir jou uitwys nie. Die besetene van Gadara. In Markus 5 vers 8 tot 13. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daarteen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. Niks kan kom by ons. Soos gesê, daar is nog voorbeelde, soos daai seentjie wat in die water geval het, in die vuur. Maar okay, ons kry mos nou net die general idea, ons het mos nou klaar gelees, hy het baie meer gedoen as wat ons weet. Op sy eie ook, net soos die geboorte van Jesus, beskou ek ook die opstanding uit die dood uit. Ja. As 'n wonderwerk. Okay, ons verstaan hy's God, dit gaan nie daaroor nie. Maar onthou, al die ander is dan nodig gewees om voor te bid. Natuurlik is nie mens nodig om vir hom te bid nie, hy is self God. Ja. Right. En hy het self besluit om te kon sterf. Niemand hom gedwing nie. Dit was deel van die Vader se plan. Onthou, God is 3, right? En elkeen is God op sy eie, 100%, right? Dit was deel van God se plan, en hy, as God die Seun, het self gesê, maar dan sterf ek as God self. En omdat hy besluit het om self te kom sterf vir sy skepping, het hy die reg om sy lewe weer op te doen. Natuurlik, hy's God, hy kan lewe skep. Net wat hy wil. Right, Matteus 28 vers 5 tot 6. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue,
Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ja. En hy het dit daarom, lees net vir ons daar so Johannes 10 vers 17 tot 18. Dit sal ons sommer alles klaar sê. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ja. Jesus het self uit die dood uit opgestaan. Niemand nodig gehad om vir hom te bid nie. Right. Omdat hy sy lewe vrywillig vir sy skepping afgelê het. Vir sy mense. Ja. Wow, né? Right. Nou gaan ons Jesus verby. Ons gaan nou die kerkera in Handelinge, dink ek. Ek dink daar's nog baie ander wonderwerke, maar ek het nou die versies vir jou gewys dat daar's nog baie meer wat nie is beskryf is nie. So ek wil nou nie elke ene gaan ons gaan vir ewig hier sit. Right. Kom ons begin met die eerste ene, die verlamde man by die tempelpoort. Enias wat verlam was. Dit is Enias. Huh? Wat is sy naam? Lees. Enias. Handelinge 3 vers 6 tot 7. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Ja, okay, sy naam word nie genoem nie. Die volgende ou wat ek kan dink, want daar is nog 'n ou wat verlam was, wat Petrus ook laat opstaan. So ek gesin ons sommer by mekaar. Handelinge 9:32-34. En onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy ook gekom by die heiliges wat in Lydda woon. En hy het daar 'n man gevind met die naam van Enias, wat al 8 jaar bedlêend en verlam was. En Petrus sê vir hom, Enias, Jesus Christus maak jou gesond, staan op en maak jou bed op. En hy het dadelik opgestaan. Ja. Die eerste ou wat hulle gesond gemaak het, wat hy gesê het is, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. Nou ek wil jou sê, wie het geld nodig, as jy 'n volwaardige lewe kan hê? Want ek meen, hy was maar 'n beggar. Daai tyd was die mense baie lelik geweest met ouens wat gebreklik is en daai hulle geglo God hulle gevloek en alle vervloek en al daai goeders. Right? So hy gee nie vir hom geld nie. Hy gee vir hom 'n kans om weer te kan loop en te kan werk. Weet daar's 'n ou Chinese spreekwoord wat iets lui van moenie vir 'n ou 'n vis gee nie. Leer hom liewer om vis te vang. Want jy hom net 'n vis gee, dan is hy môre weer honger. Maar as hy nou geleer het om vis te vang, dan kan hy mos Elke dag. En hierdie ou het meer gekry as net geld. Hy het die vermoë gekry om vir die res van sy lewe geld te verdien. Wat is meer werd? Ja. Huh? Okay, in Handelinge 5, ek gaan dit nou nie laat jy dit lees nie. Dis daar natuurlik Ananias en sy vrou Safira, wat natuurlik die Heilige Gees probeer bedrieg het om te sê, ons het die plaas vir R200 verkoop. Hier is die geld vir die kerk. Maar hulle het eintlik die plaas vir R300 verkoop en R100 in hulle sak gesteek. Dis hulle plaas, hulle kan verkoop vir wat hulle wil, maar dit gaan oor daai leuen wat hulle verkoop. En jy lieg nie vir die Heilige Gees nie en al twee van hulle gaan dood. Right. Net met wanneer Petrus met hulle praat. Right. Dit is op sy eie ook 'n ding waar jy kan wonder. Right, ek gaan dit nou nie bespreek want dit is nie 'n wonderwerk wat ons aan wonder dink nie. Right. Petrus in die tronk. Hy was 'n paar keer in die tronk en 'n paar keer maar daar uitgekom, hoor. Eers in Handelinge 12 vers 7 tot 9. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval, en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my, en hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklik was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien.
Nou net om verder te gaan, gaan ek nou lees nie, gaan ek net vertel. Nou kom hy daar by die huis waar al die gemeentelede saam bid. O Here, help vir Petrus. O Here, maak vir Petrus vry. O Here, asseblief kan hy net as hy die gevangenis uitkom, want Herodes gaan hom doodmaak, Here. En nou klop hy aan die deur. En die diensmeisie Rode, want sy het rooi hare gehad, dis hoe haar naam Rode is, hoor sy stem buitekant, sy hardloop na hulle, en sê, Petrus staan daar buitekant. Hulle is besig om te bid. Ja. Dan sê, maar jy's gerook, maar jy sien spooke. Né? Is dit nie vir my interessant dat 'n mens bid, maar nie glo nie. Ja. Right. Die ander het ook nie besef dat hy werklik vry is nie. Maar het gedink Herodes sien spooke. Ja. Ons geloofslewe daarom. Nou, het jy naar Elimas, of hulle het hom ook genoem Bar Jesus, wat natuurlik vir my so half 'n snaakse naam is wat hy gehad het. Hulle het hom ook die naam Bar Jesus genoem. So, ek dink nie ons gaan nou daai stukkie lees nie, maar Bar Jesus, seun van Jesus. Right. Right. Hy is dan vol van homself gewees. Handelinge 13 vers 9 tot 11. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees, en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval. En hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Ja. So God kan nie net vir jou sig gee nie. Hy kan wegneem op. Hy kan wegneem op, né? Die wat blind is, sal met blindheid geslaan word. Dis die les wat ons hier leer. As jy nou wragtig nie wil glo nie, maar jy wil net triks trek. As jy nie wil hoor, jy moet jy voel. Ja. Volgende ene. En hier kom ons by ons 6de persoon in die Bybel, wat uit die dood opgewek is. Right? Die keer nie 'n profeet nie, soos Elia en Elisa nie, of Jesus nie, maar die keer deur 'n apostel. Met ander woorde, 'n man wat die kerk stig. Right. Petrus. Dorcas. Right. Is haar naam. Lees gou vir ons Handelinge 9 vers 40. Ja. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid, en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En interessant, jy het nou gesê, hy het gesê Tabitha, ek het gesê Dorcas. Dieselfde mens. Die Griekse naam vir haar was Dorcas. Die Hebreëse naam is Tabitha. Wat sal die Afrikaanse naam gewees het? Talita. Nee, Bokkie. Okay. So Tannie Bokkie was dood. Dis 'n ou tannie, sy sal 'n weduwee. So jy kan nou al sien wie is sy. Tannie Bokkie, en sy het altyd vir ons klere gehekel. Kry jy nou al die kultuur agter dit? As jy die goeders verstaan, né? Verstaan jy die mense, verstaan jy die storie agter die storie. Right, so dit was Tannie Bokkie. Net soveel interessantheid. Dorcas, Tabitha, in Afrikaans is Bokkie. Okay. Nee, right. En dit was nou die 6de persoon wat uit die dood opgewek is. Right. Etigus is die 7de persoon wat uit die dood opgewek word. Jy lees daarvan in Handelinge 20 vers 9 en 10. Hy het daar van die tweede verdieping af aan die slaap geraak, toe val hy hom plat hieronder. En 'n sekere jong man met die naam van Etikus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. En toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus ondertoe en val op hom en slaan sy arms op hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. Ja. Nee, dit is nou maar interessant, nee. Oké, dit is ook 'n les wat mense daar leer. Luister mooi. Slaap goed die vorige aand, veral as jy na sekere predikers gaan luister. Ja. Okay, maar daai was 3 die aand en man, dit was al hier in die oggendure. Paulus nie geweet wanneer hom optel nie. Maar nou ja, net wat interessant, dit was hy was die 7de persoon. Right.
Die 7de persoon wat in die Bybel opgewek word. En dis ook nou, daar's nie nog een nie. So daar's 7 mense van begin tot einde opgewek. En jy weet, wat sê 7, né? 7 die getal dui daarop, dat God agter alles is. Dis die volmaakte getal. Dis die volmaakte getal. So, dit dui net weer vir ons daarop, né? Dit is nie 'n mens nie. Dis nie die een of ander groot Joshua profeet of wat ook al nie. Mense word uit die dood uit opgewek. Maar dis God. Dis net God wat lewe gee. En deur hierdie 7de persoon, net 7 in die Bybel, duif, is maar net weer vir jou 'n mooi perfekte bevestiging. God is in beheer van alles. Maak dit vir jou sin? Ja. Weer eens, maar hierdie keer is dit nou Paulus se beurt, met al sy reisgenote wat saam met hom is, wat in die tronk beland, en dan loskom daar. Handelinge 16:26. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal het losgeraak. Nee, hulle was besig om te lofsang, want nou nie alles lees nie, dit gaan tyd vat. In daai situasie waar hulle is, geboei met kettinge en daai goeters, en hulle sing lofliedere. Maak nie saak wat hulle omstandighede is nie, nee. Right. Lofsang het baie krag in die geestelike realm. En wanneer jy ook op daai plek is, wat dit voel of die wêreld jou boei, die lewe jou vashou, wat ook al, en jy weet nie meer vorentoe of agtertoe, herwaarts of derwaarts nie, sing, sing jouself uit daai boeie uit. Dis wat mense 'n bietjie hier leer, uit hierdie wonderwerk uit. En hy selfe hoofstuk, net voor dit, want dis hoekom hulle nou in die tronk is, nog iemand met 'n demoon in hom, daai slavinnetjie met die waaseheersgees, en dit vers 16 tot 18. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Wat jy hier leer, is nie die uitdryf van 'n demoon nie. Ja, maar dit het al baie gebeur. Wat ek dink jy hier moet wegvat, die feit dat sy 'n slavin was. Ek wil hê mens moet besef, dit maak nie saak wat jou stand in die lewe is nie. God kan jou en wil jou vrymaak. Ja, jy is nie minder werd omdat jy 'n slavin is. Nee, vir God is mens. Ja. Daai titels gee ons vir mekaar. Lekker hierdie amper praat ek in tale hierso. Ja. Right. Ons het nou al geleer van Moses en sy koperslang, né? Maar hier is 'n ander wonderwerk. Right? Paulus wat deur 'n slang oorleef, né? Handelinge 28 vers 3 of 5. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit, en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie. Al is hy uit die see gered, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Net so. Brand jou. Vat aan. En hy gaan aan. Geen koperslang nie, geen iemand wat hom gebed gee nie, niks nie. Wat leer ons daaruit? Dit wat Jesus gesê, julle sal op slange loop, op skorpioene trap en daai tipe ding. Wat hy sê, dit is daai. As jy die pad loop saam met my, sal jy niks oorkom. Kyk, Paulus is op die einde van die dag dood. Right? Die Romeinse burger, hy is nou nie gekruisig nie, hy is onthoof. Hy is dood. Hy het hom oorgekom, maar dit was sy tyd om huis toe te gaan. Right?
Maar terwyl jy hier op aarde is en terwyl jy jou pad loop met God, sal hy sorg vir jou. You will survive it. Ek meen, die slang was seer. Ja. Ja, maar hy het niks oorgekom nie. Right. Die laaste wonderwerk wat daar in die Bybel is. Dis eintlik net in dieselfde hoofstuk, net so 'n paar versies verder, vers 8 en 9. En dit is Publius se pa wat so 'n bietjie skeurbuik gehad het of iets. Sy maag was uit 'n goormaag gehad. Die maag wou nie stop nie, of iets van daai aard. Right. En dis vers 8 en 9, ander 28. En die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop. En Paulus het ingegaan hom toe en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. So, nog mense wat daar, maar hulle word nie genoem nie. So, daar is ook baie ander wonderwerke met ander woorde in die Bybel, maar net spesifiek is word genoem. Vir om vir ons lesse te leer of as voorbeelde te doen. Right, nou het ons daarom nou die Ou Testament gedoen, ons het die Nuwe Testament gedoen en nou is ek ook gedoen. Ja, het is lekker om te hoor hoe die krag van God, wat God in staat is toe, want ons besef nie altyd. Het is nog steeds so. Dis die ding. God was, is en sal altyd dieselfde bly. Omdat ek nie meer dit verstaan nie. As ek nie meer profete verstaan nie. Right. Die am van profete verstaan nie. Kan ek dit nie afmaak en sê, okay, dit was net totdat 'n sekere tyd moes gekom het of tot 'n sekere ding moes gebeur het. Daar is nie meer so iets as profete. Is ek besig om God en sy hele ding aan te pas by my gebrek aan geloof? Ja. Maar dit verander nie aan God nie. Jou geloof en jou sieninge verander nie wie God is en wat hy kan doen. Ja, en moet ook nie jou ongeloof of jou onvermoë om te verstaan, die geestelike dinge te begryp, nou skielik God maak. Maar dit is nie God nie. Ja. Nee, wonderwerke gebeur nog steeds. Profete bestaan nog steeds. Miskien moet ons hier van 'n tyd bietjie praat oor profete. Jy moet vir ons 'n bietjie vrae by mekaar maak oor profete. Ek dink. Right. Goed. Ja. Right, maak as jy wil. Dankie dat julle saam geluister het. As daar enige vrae is wat julle wil vra, wil hoor, laat weet ons. Ons sal graag dit wil beantwoord. Dankie dat julle saam geluister het. Ek hoop julle het ietsie uit geleer en dat julle weet God is nog steeds en hy doen nog steeds hierdie wonderwerke en ons is ook in staat om hierdie dinge te doen. Ons moet net geloof hê. Ja, want dit is aan die einde van die dag God wat dit doen. Dis God wat dit doen, dis nie ons nie en ons moenie dink ons is spesiaal omdat ons so iets kan doen nie. Dis glad nie. Dit is God wat dit doen en dis hy wat ons die krag gee om dit te kan doen. Ja, ek hoop julle het 'n lekker week. Tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.